Pinkster nie, maar ons sluit Sondag, sluit ons af met Pinkster, soos die laaste weeksaand, so, ek het nou vir iemand gesê, ek gaan die naweek met oppersop eet. Die van julle wat al lekker sop geëet, en ek hoop het was, julle dit geniet. Ons het nou die afgelope week, voor ons dit doen, ons is op Pinkster, ons sensitief vir die Heilige Gees wat werk, en ons het gister gesê, die vroeg kerk, baie vroeg in die begin, het ons al gesien dat die kerk, die gemeente, God geloof en prys het deur saam. So dit was van begin af deel van kerk wees. So kom ons begin vanaand, die Here lied saam te sing, terwyl ons sit. So die afgelope week met die beeld van die boot gewerk, Handelinge, die eerste gemeente, die vroeë kerk, en ons het begin hier te sê, waarom sal enig iemand in die hart vir die Here gee, deel van die gemeente word? En ons het gekyk wat in die vroeë kerk gebeur het, ons te sien, en het nog altyd met die evangelie verkondiging begin. As iemand nie weet, dis 'n boot nie, en nie weer is 'n reddingsboot nie, want ons het gesê, hier is 'n boot van verlossing, dan sal hulle nie op hierdie boot wil klim, of gered wil word nie. Ons het vir mekaar gesê, dat wanneer jy die Here deur sy Gees jou aanraak, dan is daar bekering, en dan word jy gedoop, en dan, daarna, die doop is dan ook 'n inleiding in die gemeenskap van gelowiges. En ons sien net na dit begin die eerste gemeente word vertel wat die eerste gemeente gedoen het en wat daar gebeur het. Ons het ook vir mekaar gesê dat in die tyd van die vroeë kerk, Petrus nog geworstel met die vraag, wie mag op die boot en wie mag nie? En dat die Heilige Gees met 'n lang pad met Petrus is en herhaaldelik vir hom gesê het en gewys het, dat die Here alle mense nooi roep om op hierdie boot te kom. En dat ons nie wagte moet wees by die Here om te besluit wie die Here tot bekering bring en wie die Here tot redding bring. Het ons ook gesê dat ons dalk partykeer op hierdie boot kan besluit oor wie bestuur, wie die stuurwiel in die hand. As ons kyk na Paulus in Handelinge 16, waar 'n besendingreis is en beplan het om iewers heen te gaan, en hoe die Heilige Gees 2 keer, eintlik 3 keer, vir hom sê, nee, hierdie kant toe, en hoe hy sy planne moes aanpas, en hoe hy net in absolute vertroue die Heilige Gees se pad moes volg. En ons het mekaar gesê, hierdie boot het definitief nie 'n stuurwiel nie, hier's net 'n seil.
En die Heilige Gees is die een wat die seilebol en die boot vat. En ons kan die Heilige Gees daarmee vertrou en ons moet sensitief wees dat die Gees ons baie keer in 'n rigting vat wat ons gedink het ons nie wil gaan nie. En toe het ons gister gevra, wat doen ons met mekaar op die boot? En Ian en Janie het beklei oor 'n pakkie lekker, hier voor in die poppenkas, maar uiteindelik het ons gaan kyk na die vroeë kerk, Handelinge, maar ook so 'n bietjie na buite Bybelse briewe gaan kyk om te sien hoe het die mense in die kerk se tyd hulle beleef, selfs mense wat krities teen die kerk gekyk. Ons het vir mekaar net gesê, in hierdie boot is die mense vir mekaar goed, hulle is liefdevol, hulle gee vir mekaar om, hulle ondersteun mekaar, hulle sorg vir die armes. En ons het uiteindelik gister afgesluit deur te sê dat dit feit dat die boot, die mense op die boot anders is as die wat nie op die boot is nie, was op sigself 'n getuienis. En as die mense op die boot begin optree soos die mense buite die boot, dan is dit groot gevaarteken van verloor die kerk aan getuienis. So het ons nou vandag op 'n punt gekom waar ons vir mekaar moet vra, is hierdie dalk 'n plesierboot? Is dit wat dit is? Nou julle sal onthou dalk Maandag het ek 'n stukkie die Heidelbergse Katekismes gelees. Die ou sonneskoolmateriaal vir ons kerkvaders. En die vraag daar, vraag 54 was, wat is die Heilige Gees? Wat is die Heilige Gees in ons lewens? En dis interessant as mens daar die vraag vra, dan is daar 3 vrae wat op mekaar volg. Die vraag oor die Heilige Gees, 55, vraag 55 is die vraag oor wat is die kerk? En dan vraag 53 is die Heilige Gees, 54 is met die kerk, en vraag 55 is die volgende vraag, wat verstaan jy onder die gemeenskap van die Heiliges? Ek dink dit is belangrik om die opvolg van die vraag te sien, want selfs die ou kerkvaders het gesê, as die Heilige Gees begin werk, dan is dit net daarna vorm daar geloofsgemeenskap, kerk, gemeenskap van heiliges. So ek wil graag hierdie vraag en antwoord lees, want ek wil vandag hierby aansluit. So die vraag wat gelowiges gevra het is, wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Die van julle wat gister hier was, ons het gepraat oor die Engelse woord fellowship. En dis gemeenskap. Gemeenskap is om met mekaar te doen, te hê, vir mekaar om te gee. So wat verstaan jy onder hierdie gemeenskap van geheiliges? En die antwoord is ten eerste dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Het is belangrik dat hier staan almal saam en elkeen afsonderlik. Dit beteken hier is ons met mekaar is, maar ook as ons hier uitgaan en elkeen in ons eie rigting gaan, dan is die gemeenskap met Christus en die skatte van sy gawes deel van ons lewe. Maar hierdie deel wil ek vandag eers by stil staan. Ten tweede, dit elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Dat elkeen verplig, dis nog 'n harde woord, verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. So as ons begin praat oor is hierdie 'n plesierboot, dan moet ons mekaar sê, dit lyk of die ou kerkvaders gesê het, dis ook 'n verantwoordelikheid. 'n Verantwoordelikheid wat met blydskap uitgeleef behoort te word. En dat dit deel is van kerk. Ons gaan nou 'n bietjie meer daarby stil staan. Ek dink, voordat ek weer vergeet, kom ons op hierdie punt gee geleentheid vir die dankoffers opgeneem te word.
besig is, dalk net so 2 afkondigings. Ons dink nog aan die Ria Q, Tannie Ria is opereer, sy is in die hospitaalpad, want sy baie pyn nog. Sy is in die Rosa Park Hospitaal. En van julle wat hier was, wat onthou, ons het gevra dat ons bid vir Janie Swarts, wat in die hospitaal was vir 'n moontlike amputasie van sy voet of sy been, het ook nie geweet hoe ver nie. Ons het vandag die nuus gekry dat hulle net sy tone afgesit het. Terwyl die verwagting was dalk self net opgepiek. Ons is baie dankbaar. En leef op die Here se genade dat hy dat in ander woorde nie 'n protese nou nodig het nie. Hy kan net skoene aantrek en kan weer. So ons is baie dankbaar daarvoor. Kom ons sing nou nog 'n lied terwyl ons so sit. Soos wat hy mense bymekaar gevoeg het op verskillende plekke en gesê het, kies julle uit om as gemeente te gaan lewe, sodat ander mense sal kyk en sal sê, hier is iets wat ons ook in ons lewe wil hê. Net soos die Heilige Gees vandag hierso. En daarom groet ek julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat net so werk vandag soos wat hy al die jare terug in die Vroukerk gewerk het. Kom ons staan nou vir nog 'n lied. Kom nou al die hele Pinkster van Sondag af saam met ons. En gister het hulle nogal redelik beklei oor lekkers, oor wie se goed wat sit is, en Ian wou nie deel nie. Maar vandag is daar iets anders aan die gebeur, so kom ons hoor wat gebeur vandag op die boot.
Klink vir my hulle baie snaaks na die boot gebeur. We are all going on a summer holiday. Annie, wat lê jy so agteroor? Kyk hoe lyk dit hier om dan. Dis die papiere, glase, bolle en bakke. Wie gaan dit skoon? Ag, Ian, relax man. Die seile van die boot is gespan. Ons kan ons reis geniet. Raak so 'n bietjie rustig nou. Nee, Annie, as ons almal agteroor sit, soos jy, sal die kokker op ons weggaan. Kom, ons het werk om te doen. Ek sal nou, Ian. Ek het net begin ken. En ek wil 'n bietjie brein word. Ek wag ook nog vir my drankie wat ek bestel het. Wil jy nie begin by die waiter gaan hoor? Hoekom hy so lank vat nie? Ag, toe maar Ian. Nee, Annie, kom. Ek het werk om te doen. Hierdie is nie 'n plesierboot nie. Goed, dankie Ian en Annie. Het dit nou gehoor, Annie op die boot, lekker agteroor en wag vir 'n drankie. Die vraag is vandag, is dit wat hierdie boot is? 'n Plesierboot. Nou, voordat ons vandag se teks lees, kom ons word net vir 'n oomblik stil en bid ons saam. Here, deur die woord en die gees het hier oor baie eeue, dekades, millenniums al mense se harte verander. En Here, ons weet dat as ons die woord oopmaak en ons bewus word van die Heilige Gees wat in ons werk, dan is ons op heilige grond. Here, want dan praat U met ons op 'n manier wat geen ander persoon of geen ander stasie of iets met ons kan praat nie. Daarom is ons vandag weer hier om te luister en ons wil bid dat U ook deur die woord en die Gees ons sal aanraak en ons sal inspireer, nie net hier binne gemeente nie, maar ook daar waar ons uitgaan in die wêreld en bekendes en vreemdes en selfs partykeer vyande ontmoet op die pad. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Nou, julle sal onthou, vroeër in die week het ons gesê, daar's 2 groepe in die vroeë kerk wat in Petrus se tyd met die uitdagings gehad het. Die een was die Jode, wat uit die afstammelinge van Abraham kom, en wat die God wat ons vandag in die Ou Testament leer ken, vanuit die Ou Testament vir God eintlik goed ken. En op 'n manier was dit makliker vir hulle om die evangelie te verkondig, want hulle het 'n konsep gehad van wie God is, van die Ou Testament en waaroor dit gaan, wanneer ons praat oor die Messias en oor die Christus. Maar aan die ander kant het ons gehad heidene wat nie die God van die Ou Testament geken het nie. En ek het al die voorbeeld genoem, as jy vir 'n Jood sou sê God het jou lief, dan sal sy konsep van God dadelik wees die God van die Ou Testament. Maar as jy vir 'n Griek sou vra, God sou sê God het jou lief, dan sal hy vir jou sê, wat is 'n God? Wat is 'n God van praat jy, want hulle het baie gode gehad. So julle kan hoor, daar was 'n verskil in terme van die benadering van die 2 groepe. En interessant, later het ek weer besef dat die Jode het eintlik 'n baie goeie konsep gehad van wie God is, maar amper moeiliker geglo, waar die heidene het nie 'n goeie konsep gehad, maar partykeer as hulle dit snap en hulle hoor die evangelie, dan was dit vir hulle makliker om te glo, want hulle nie 'n klomp ander goed gehad het wat hulle daarvan weer hoor. Maar hoe dit ook al sê, hierdie 2 groepe was duidelik met die evangelie en die mense wat op die boot geklim het en gered het, was 'n kwessie. Ek het op die dag gepraat oor wie mag op die boot kom en mense kry in die vroeë kerk tog die idee by Petrus en by ander, dat daar op 'n stadium 'n gevoel was dat hierdie heidene nie op die boot kom nie. En dan hoe Petrus oortuig word deur God al hoe meer dat almal op die boot kan kom. Maar daar was ook 2 groepe binne die Joodse kerk. En dit was nogal 2 groepe wat ook baie keer vir mekaar gekom het. En ons lees vandag van hulle.
So nou is dit nie meer Jode en heidene nie. Nou praat ons van binne die Joodse groep, almal afstammelinge van Abraham, almal godsdienstig wat uit die Ou Testament uit vir God leer ken het. Was daar twee groepe wat koppe gestamp. En in die een groep was die Jode wat daarop aangedring het om Hebreeus en Aramees te praat. In die tyd van die vroeë kerk was Grieks die lingua franca, die algemene spreektaal, soos Engels maar Suid-Afrika is, so het verskillende tale gekry, maar die opleiding en opvoeding en die goed was in Grieks gewees. So, daar was 'n groepie Jode, Hebreërs, wat gesê het, ons weerstaan enige vorm van Grieks of Griekse kultuur of Griekse taal, en ons bly by ons eie taal. En hulle het geweier om Grieks te leer, geweier om te praat, en hulle was baie sterk godsdienstig ook binne in die kerk, en hulle het ook uiteindelik uit die Joodse sinagoges in die boot geklim en hulle harte vir die Here gegee en was in die Christelike kerk gewees. Maar daar was ook 'n groep Jode, godsdienstig, afstammelinge van Abraham, wat veral buite Jerusalem gebly het in die meer Grieksgesinde stede en dorpe, wat iewerster maar gesê het, wel, ons moet nou maar leer Grieks praat, anders dan gaan ons nie met die mense rondom ons kon praat nie, en wat met ander woorde Grieks geleer het oor generasies heen, en wat ook deur die taal meer aanvaar, meer van die Griekse kulturele goed aanvaar het, en meer daarmee gemaklik was. Soveel so dat van hierdie Joodse mense, godsdienstige mense, baie keer nie eers meer Aramees of Hebreeus kon praat nie. En nou was hulle in die vroeë kerk saamgevoeg, en was daar uitdagings. Nou, dis belangrik om te weet, ons gaan nou daarna terugkom, dat in Jerusalem weet ons, daar was 'n sinagoge, met ander woorde 'n Joodse kerk, of 'n Joodse godsdienstige plek vir die mense wat Aramees en Hebreeus gepraat het, en daar was 'n ander sinagoge vir die wat Grieks gepraat het. En daarom weet ons ook dat hulle nie altyd langs dieselfde rivier gesit het. Nou, het dit gebeur in die vroeë kerk, dat hierdie twee groepe ook by mekaar was. En dat daar toe nou uiteindelik 'n groot uitdaging gekom het. En dit wat ons nou gaan lees, is eintlik die eerste groot uitdaging wat binne die kerk ontstaan, op die boot ontstaan het, en wat eintlik die kerk so 'n bietjie bedreig het, in terme van die pad vorentoe. So kom ons lees dit, onthou, dis aan die heel begin, Handelinge 6, kort nadat die Heilige Gees uitgestort is, kort nadat mense by die gemeente gevoeg is, gebeur die volgende ding. In daardie tyd, toe die gelowiges nog steeds meer geword het, het daar teen die Hebreeus sprekendes klagtes gekom van die Grieks sprekendes, dat hulle weduwees in die daaglikse versorging afgeskep word. Die 12 apostels roep toe al die gelowiges bymekaar en sê vir hulle, dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Nou, broers, soek 7 mans onder julle uit, wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel. Ons sal dan al ons aandag aan gebed en bediening van die woord bly gee. Die voorstel het by al die gelowiges byval gevind, en hulle het Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees. En verder Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, wat van Antiochië afkomstig was en van tevore uit die heidendom tot die Jodendom oorgegaan het. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring en die het vir hulle gebid en hulle hande opgelê. Die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n paar aantal priesters het gelowig geword. Krisis in die kerk, op die boot, en hoe dit hanteer is. Nou ek wil hier begin deur te sê, die uitdaging nou natuurlik is dat hier is twee groepe wat in 'n botsing kom.
En ek dink dit is belangrik om te onthou dat binne die Joodse godsdiens daar 2 sinagoges vir elke groep was. En ek dink ons kan met redelike sekerheid sê, dis nie die eerste keer wat hulle koppe stamp nie. Hulle het waarskynlik binne die Jodendom ook koppe gestamp, maar hulle oplossing was, goed, as julle nie tevrede is nie, daar is vir julle eie kerk gebou, daar is vir julle sinagoge, gaan julle so toe en ons gaan dood toe. En op 'n manier sou dit die maklike oplossing wees. En sou die apostels hier kon sê, goed, geen probleem nie, julle gaan daai kant toe, ons gaan die kant toe, ons paadjies skei, dan is die probleem opgelos. Dit sou eintlik baie makliker wees. Maar dit is nogal baie interessant om te sien, dat in die vroeë kerk, die Heilige Gees die apostels lei om 'n ander pad te vat. Nou wat het hier gebeur? Die weduwees in die kerk was die mees weerloosste mense wat daar was. Weduwees was weerloos en baie keer baie arm, want as jy getroud was met 'n man en jou man sterf, was daar 'n Ou Testamentiese reël wat gesê het, jou man se broer moet jou dan vat as sy vrou, sodat jy nie sonder 'n man sit, sonder 'n inkomste, die vrouens kon nie regtig inkomste verdien daai tyd nie. So dan het jy na jou broer toe, na jou man se broer toe gegaan en hy het jou in sy huis ingeneem as sy vrou. Behalwe een, as jou man nie meer broers gehad het wat leef nie, of hy kon ook sê, weet jy wat, ek wil asseblief nie daai vrou hê nie, ek stel nie belang nie, sy kan nie kom nie. En dan het jy uiteindelik regtig nou 'n weduwee geword. Met ander woorde, die vangnet was daar nie meer daar nie. Dan was jy arm en jy swaar gekry. Nou anders as vandag kom vrouens nie in daai tyd 'n besigheid begin of op die straat ook iets verkoop of by die boeremark sê maar soos vandag 'n stalletjie kry of so iets nie. Vrouens mag nie in die openbaar hulle eie besigheid bedryf het nie. Dit is 'n sterk patriargale samelewing. So vrouens moes eintlik in die huis bly. En hulle moes, binne aan die huis moes hulle huis tuiswerk doen, hulle moes die huis onderhou, hulle moes kyk dat alles in die huis reg loop. Met die gevolg is, wanneer 'n vrou dan nou 'n weduwee word, en al die vangnette wat daarvan is nie meer daar is nie, dan is hy eintlik sonder 'n inkomste. En soms was daar familie wat 'n bietjie so 'n vrou sou ondersteun, maar baie keer was hy eintlik maar afhanklik van almose en hulp van ander mense. So, in hierdie gemeente op die boot is daar weduwees. En daar's weduwees wat Grieks praat en daar's weduwees wat Hebreëus en Aramees praat. Nou sien ons hulle is daagliks versorg, of hulle is daagliks na hulle gekyk. En dis ook interessant, want binne die Joodse gemeenskap in daardie tyd het hulle elke Vrydag voor die Sabbat kon die weduwees kom en kon hulle ook met kos help en partykeer bietjie met klere en met ander goed. Maar dit was 'n weeklikse hulp. Dis besonder interessant dat die vroeë kerk het nie 'n weeklikse hulp gehad vir weduwees nie, maar elke dag seker gemaak dat hulle genoeg kos het. En daar's baie vrae oor wat sou dit behels om die weduwees te help. Mense wat nou kyk na die breër konteks en so sê, waarskynlik sou hulle elke dag na iemand se huis toe gaan en hulle sou daar kos kry en moontlik ook klere en ander goed wat hulle nodig het. Julle sal onthou gister toe ons by die vroeë kerk gepraat het ons gesê, mense het hulle ekstra goed verkoop en hulle goed gedeel met die wat nie het nie. So die geld, die kos, die klere wat hulle gekry het hulle in die gemeente gekry by mense wat ekstra het, wat vir hulle dit aangebied het as hulle dood gehad het. Nou hoe dit ook al sê, die vrouens sou dan by 'n punt by mekaar kom en hulle sou hulp kry, maar nou het dit gebeur dat die Grieksprekende mense agtergekom het, die Hebreeuwsprekende weduwees kry meer kos, meer klere en dit wat gegee word. En dit was vir hulle ontstellend. Baie interessant, dat die apostels nie hier in 'n debat ingaan of beklei en sê, dis nie waar nie. Hulle het gekyk en hulle dadelik weet besef, nee, hier is iets wat nie reg gebeur nie. Maar die probleem en die rede hoekom dit gebeur, is omdat die apostels, waarvan daar 12 was, het eenvoudig nie die tyd gehad om elke dag te gaan kyk dat almal genoeg kos het nie. En
sê, nee, kom ons kry die gemeente by mekaar, almal op die boot kom by mekaar, en hulle sê vir hulle, luister, ons kan nie by ons werk uitkom, dis nou die 12 apostels, ons kan nie by ons werk uitkom wat prediking en gebede is nie, of woordverkondiging en gebede is nie, want ons moet heeltyd kyk dat die barmhartigheid goed gedoen word. En dan sê hulle, nee, nou moet die gemeente help. Hulle sê vir die gemeente, kies 7 mense, die gemeente kies 7 mense, baie belangrik om te sien dat dit 'n diverse groep mense is. Daar's mense van iemand van Antiochië wat wat 'n Jood geword het eers en toe nou 'n Christen geword het. En daar is Stefanus wat vol van die Heilige Gees was en baie wys was. Maar dit is ook interessant om te sê, as hulle vir die gemeente sê, kies 7 manne, dan sê hulle vir hulle, daar's 2 belangrike gawes of kriteria wat saam met dit loop. Een is, dit moet mense wees wat vol is van die Heilige Gees. Mense sou dit kon vertaal met iemand wat sensitief is vir die werking van die Heilige Gees. En as jy al ooit barmhartigheidswerk gedoen het, sal jy weet, 'n mens moet 'n fyn aanvoeling hê vir mense se dood, anders help jy hulle nie. Jy maak dit erger. As iemand by jou kom en jy kyk hulle so en jy besluit so met klaar, nee, jy het klere nodig en jy gee vir hulle klere, maar dit eintlik nie kos in die yskas nie, dan maak jy eintlik meer moeilikheid as jy goed doen. So, wanneer ons met mense in nood werk, dan het mense sensitiewe gees nodig, wat hulle daar raak gesien, sê hierdie persoon moet sensitief wees, vol van die Heilige Gees om sensitief te wees vir die mense waarmee hulle werk. Die tweede ding is wysheid, nee, om wysheid te hê, om die regte ding te doen, op die regte manier mense te help, sodat almal gehelp kan word en sodat jy die probleme aanspreek. Hoe dit ook al sê, dis die 2 gawes wat hulle soek. Die gemeente kan gaan, hulle kies 7 mense en dan bring hulle die 7 mense voor die gemeente en die apostels. Die apostels lê hulle hande op hierdie mense. Dit was 'n manier om te sê, ons bevestig dat dit is die mense. Julle is nou die mense, almal weet dit, almal sien dit, dit is die mense wat ons gekies het. En dan is dit baie mooi as jy aan die einde sien, dat nadat dit gebeur het die kerk ongelooflik gegroei. Toppriesters het by die kerk aangesluit, is deur die Here geroep. So, as 'n mens Handelinge lees, dan sien jy die kerk groei. En hier is nou eintlik die eerste hekkie wat die potensiaal het om af te plat en te sê, nou loop die kerk gelyk, en as dit verkeerd hanteer sou dit selfs beteken, die vroeë kerk gaan nou minder word, van die konflik en die probleme. So dit is vir ons ongelooflik dat hierdie probleem dadelik aangespreek word, dat die Heilige Gees hulle lei, en dat nadat dit opgelos is, lees ons weer, hier gaan ons weer, die kerk groei en die mense kom. Nou wat kan ons hieruit leer vandag oor die Heilige Gees in die kerk en weet wat belangrik is? Ek dink dit is belangrik om te sê, soos die kerk groei, gaan daar altyd uitdagings wees. Jy sien dit in Handelinge. Aan die begin is dit redelik maklik om die gemeente te bestuur en alles te doen. Maar ons weet ons nou, daar was een plek waar daar 3000 bygekom en nou raak dit groot. En soos mense by mekaar kom die kerk groei, raak dit eintlik onmoontlik vir hierdie 12 apostels om alles te doen. En dit is 'n noodwendige gevolg wanneer jy baie mense by mekaar het, dat die klein groepie eenvoudig nie meer alles kan doen. So dis belangrik om te sê, soos die kerk groei, is daar ook dinge wat gedoen moet word. En op hierdie boot, as daar al meer mense daar opklim, hoe meer verantwoordelikheid is daar om op hierdie boot nie net margaritas te drink nie, maar om mense te help, om die nood word meer, die weduwees word meer, die kinders word meer, en die verantwoordelikhede word meer, en iemand moet dit doen. Nou dis dalk op hierdie punt belangrik om te sê, dat dit wat jy op die boot doen, jou nie red. Moet dit baie onhoor. As jy dink oor die pad in die vroeë kerk, dan word jy nie gered as jy klomp moet doen nie. Die Here kom met genade met die gawe van die Gees. Jy sê net ja vir die Here en jy aanvaar die evangelie, en dan is jy op die boot.
Maar as jy op die boot is, dan is daar dinge wat gedoen moet word terwille van die koninkryk, terwille van die Here, terwille van die Heilige Gees wat in ons werk. En as ons dit doen, dan doen ons dit nie om op die boot te kom, ons is klaar op die boot. Ons doen dit omdat ons dankbaar is dat die Here vir my aangeraak het en op die boot gesit het. So dit wat in die vroeë kerk gebeur, dit wat die apostels hier doen en die 7 wat gekies is in die gemeente, is nie om deel te word van die gemeente of God se kinders te word nie, dis uit dankbaarheid dat hulle die Here se kinders kan wees en dat die Here vir hulle lief is dat hulle dit doen. Dan is dit ook belangrik om dit te sien. Een groep hier kon nie alles doen nie. Ons het hier 'n baie praktiese voorbeeld van 12 apostels wat hulle werk doen, hulle bring die evangelie, die Here voeg mense by en op 'n punt kom dit daar waar daai 12 apostels nie meer alles kan doen nie, want anders verloor hulle dit waarvoor die Here hulle geroep het. Hulle is geroep, sien ons, om die woord te verkondig, hulle is geroep om te bid. Maar nou moet hulle met respek gesê, agter die weduwees aanhardloop en seker maak almal het eweveel kos en dan kan hulle nie uitkom by dit wat hulle moet doen nie. En daarom vra hulle vir hulp. En hier is 'n belangrike ding. En ons sien dit in kerke reg oor die Vrystaat, ek spreek oor die synode betrokke, is eintlik maar internasionale ding. Daar waar mense nie betrokke is in 'n gemeente nie, kan 'n gemeente nie groei nie. Hoor mooi. Daar waar die lidmate, die mense op die boot, nie saamwerk en hulle kan bring en sê, hier is ek, al is dit 'n klein ding, ek dra by, ek wil graag deel wees nie, groei die kerk nie. Dit kan eintlik nie gebeur, dit is onmoontlik, want wat die ou en het, is 'n klein groepie van 10 of 11 mense, wat nie by alles uitkom nie, en niks goed kan doen nie, en hele gawes kan uitleef nie, en uiteindelik krimp die kerk, omdat hulle nie by alles kan uitkom nie. En dit sien ons hier. En die apostels het gesê, as ons nie hulp inroep nie, dan gaan hierdie traject op die kerk groei gaan val, en ons gaan die Here gaan nie, ons kan nie meer mense bereik nie, want ons kan nie die evangelie bring nie. En daarom het hulle die gemeente gevra om te sê, kom help, gebruik julle gawes, sodat die kerk weer kan groei. Het is ook goed om te sien, mense word nie gekies volgens hulle gawes. So hier was nie 'n klein groepie mense wat gesê het, nie mini, mini, gaan op die lidmaatlys af, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, of ek hou van daai persoon, daai een, jy weet, hy het niks om te doen, kom ons kry hom nie. Hulle het na die gemeente toe gegaan, en vir die gemeente gesê, hier is ons probleem, kies julle 7 mense, wat ons hiermee kan help. Die gemeente het die regte mense gekies volgens hulle gawe, waarmee hulle goed is, en in hierdie spesifieke geval was daar 2 goed wat belangrik is. Jy moet sensitief wees vir die Heilige Gees, vol wees vir die Heilige Gees, en jy moet wysheid en insig hê om hierdie ding in die gemeente te kan hanteer. So die gemeente moes ook insaai hê en wie gekies word. Dis nie iemand wat gekies word en die volgende Sondag sê die leiers van die gemeente, welkom, hier is julle nuwe leiers nie. Die gemeente was geken en het 'n rol gespeel daarin oor wie gekies word en wie kom voortgaan. Mense, en dan die gemeente moet ook weet wie gekies word. Soos ons mooi verstaan, die feit dat hulle vir die hele gemeente hulle hand op hierdie mense gelê het, het 'n ongelooflike, wonderlike betekenis gehad. Dit was 'n manier om te sê, hierdie is die mense wat ons kies. Ons aanvaar hulle, ons gee hulle die gesag om hierdie ding te doen, ons vertrou hulle, hier is hulle, julle het hulle gekies, hier is hulle, hier gaan hulle. Die gemeente het presies geweet wie dit is, en hierdie mense het geweet, dis nie sommer net, hoorie sal nie ons daarmee help nie. Hierdie is 'n roeping wat die Here vir hulle in die gemeente gegee het om te doen. En dit was belangrik, dit was nie sommer net iets wat gou verby sou gaan. En dit, al hierdie dinge, het die apostels se hande losgemaak om by prediking en gebede uit te kom. En toe die apostels se hande loskom
om te doen waarvoor die Here hulle geroep het, die gawe wat hulle het, wat gebeur? Die kerk begin weer groei, en hulle kan weer by mense uitkom. Nou hierdie gedeelte sluit baie interessant af om te sê, selfs die priesters, daar selfs priester wat op bekering gekom het, en hierdie het ek nergens in 'n kommentaar gekry nie, maar my eie werk in die teks was dit vir my dalk iets wat vir my nogal geraak het. Hoekom sou Lukas sê, nou het selfs priesters het nou tot bekering gekom? Nou priesters was aan die hoof van hierdie sinagoges waar die Joodse kerk en die Joodse gelowiges by mekaar gekom het. En ek dink een van die redes was, ek dink dit was baie moeilik om die evangelie aan die priesters te bring. Kom ek sê dit anders? Kom ons gebruik die moslim geloof as 'n voorbeeld. Dis een ding om iemand wat 'n moslim is na die Here toe te lei, maar dis 'n ander ding om 'n imam, 'n moslim godsdienstige leier, na die Here toe te lei. Dis baie moeiliker. En ek dink die priesters sou met die evangelie 'n klomp goed kon terug sê en uitdagings kon bied en kon sê, ja, maar wat van dit? Hulle het die Ou Testament geken. So dit was amper makliker om iemand wat net, kom ons sê, 'n lidmaat of in die Joodse sinagoge was te oortuig van die evangelie as 'n priester. Omdat daardie priester moeilike vrae sou vra en goed geskool was in dit wat hy dink die waarheid is en wat hy glo. Nou, dat die apostels se hande losgemaak is, en dat hulle nie elke dag by die weduwees op die tafel moet gaan sit en te kyk en elke genoeg kos het nie, het hulle tyd gehad om die moeilike mense te bereik, en meer tyd met die priesters te spandeer om hulle te vertel van die evangelie, solank as wat nodig is, hulle tyd gehad en hulle kon gawe uitleef, en selfs priesters het tot inkeer gekom. En dit het weer 'n vermeerdering in die kerk gehad, want as die priesters sê, maar Christus is die Messias, dan gaan daar klomp mense wees wat sê, maar as die priester oortuig is, dan moet ons dalk ook luister. Dan moet ons dalk ook hoor. Kan julle hoor hoe die gemeente se betrokkenheid die apostels se hande losmaak om te doen wat hulle mee goed is waarvoor hulle geroep is, en hoe die feit dat hulle tyd het om nou met die priesters te praat maak dat die gemeente groei, wat hulle voorheen nie kon doen nie, want hulle moes op die tafels met die weduwees sit en probeer om seker maak almal kry dieselfde klere en dieselfde kos. Kan ek weer sê, en dis 'n harde woord, ek weet, en dit in alle gemeentes is 'n uitdaging, en dis waarskynlik die verkeerde, die mense wat dit dalk moet hoor is dalk nie vanaand hier nie, maar ons moet dit weet. Gemeente wat nie betrokke is nie, kan nie groei nie. Gemeentes waar almal sê, ek bring my kant, al is dit iets kleins, hulle het die potensiaal om te groei. Want die mense kom by hulle plekke uit, mense gebruik hulle gawes. Daar is natuurlik ook 'n ander ding wat waar is dat as jy 10 mense het in 'n gemeente wat alles doen, dan voel almal oorwerk en hulle kom nie by die goed uit nie. Maar as jy 'n hele gemeente het waar elkeen sê ek kan iets doen, dan werk niemand hulle dood nie, want elkeen doen ietsie en dit maak 'n groot verskil. So ons sien dit in die voorkerk. Op hierdie boot, en of Annie sê, jammer Annie, wanneer jy met jou margarita lê en drink, dan gaan daar geleenthede om evangelie te bring, om die koninkryk te bring, dalk net daarmee heen. En ek dink dis belangrik dat ons dit ook in die voorkerk raak sien. Amen. Here ons Vader, ons weet, is nie een van ons wat vandag hier sit, wat die kinders is wat nie 'n gawe het nie. Maar jy weet ook in hierdie besige wêreld waar ons leef, is dit dikwels so dat die wêreld al die gawe en al die energie uit ons uittap, dat ons baie keer nie plek het of tyd het om op hierdie boot regtig 'n verskil te maak. So bid Here dat U ook in Vliegard Kruin gemeente, dat U elkeen van ons deur die Gees sal aanvuur om te sê, hier is ek, en ek help graag, en Here dat ons dan kan weet, dat elkeen by hulle plek kan uitkom, en 'n verskil kan maak, en dat die kerk kan groei. Ons wil bid, Here, in hierdie tyd vir almal wat in ons hospitaal is,
Ons dink aan oom Janie Swarts, ons dink aan Tannie Jacques, ons dink aan ander mense wat op die oomblik in die hospitaal is of siek is. Ons dink aan mense op die oomblikhede wat deur finansiële krisisse gaan. Ons weet die kospryse styg, die krag gaan weer op in die einde van die maand. Brandstof is hoog. Ons dink aan ons boere, Here, wat op verskeie vlakke uitdagings het, van brandstof tot werkinklousie, tot kunsmis en vloede. Here, ons wil bid dat U vir hulle 'n uitkoms sal gee. En Here, dat U hulle sal seën ten spyte van die omstandighede. Dankie, Here, vir die voorreg om op die boot te wees. Dankie vir die voorreg om betrokke te wees in 'n geloofsgemeenskap. Help ons ook om elkeen ons plek te kry en te sê, dit is my gawe. Kom ons bou en kom ons vertrou, Here, dat U kerk sal laat groei. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Goed, ons het, as jy môre aan 6 uur kom, is jy welkom, maar jy gaan nie iemand wees nie. Jy gaan ook nie so opwees nie, so glo nie, so ons gaan nie môre, gaan nie naweek. Ons het Sondag, kom ons by mekaar, dan sluit ons af met die bootthema en die Pinkster. En Sondag gaan ons bietjie praat oor sendingwerk. Ek wil dit maar sê, en die vraag, mag ek ander mense nooi? Mag ek na mense toe gaan en hulle nooi om op hierdie boot te vat? Ons gaan bietjie daarna kyk, en ons baie mooi goed in Handelinge wat mense hier kom te maak. Kom ons staan vir die uitstuurlied. George het gesê, ek moet iets oor die karwag sê, ek dink ek's bietjie laat, maar daar was 'n karwag, so jou kar is veilig. Kom ons staan vir die uitstuurlied en dan bly ons staan vir die sê. Mag die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons wees.